Hierdie video is vir 2 groepe mense opgestel. Die een groep is die van julle wat net wil inspring en 'n eksamenvraag doen, en ek gaan nou vir julle sê om dit te doen. En die tweede groep mense is die van julle wat nie altyd seker is waar om te begin om 'n vraag te beantwoord nie. En ek gaan van julle sê wat om te doen. Hoe hierdie video opgestel is die vraestel is op die skerm teen die tyd wat ek hom vir julle gegee het. Dit is die November 2021 vraestel 1, paper 1, wat ek besig is om hier deur te werk. En hy gaan op die bord wees op die tyd wat ek nou op die bord wys. Pause daai video en doen die vraag. En as jy klaar is met daai video, dan speel hom net so 'n bietjie verder en die memo gaan op die skerm wees. Dan, as jy gemerk het wat jy gedoen het, en daar's van jou vrae verkeerd, of jy voel 'n bietjie onseker daaroor, ek gaan nadat ek die hele memo op die bord gesit het, een vir een deur al die vrae gaan. Kyk onder en skiep na die deel toe wat jy voel jy nodig het. Die van julle wat 'n bietjie meer nodig het, daar gaan 'n introduction, 'n intro wees voor die vraestel op die bord is. En julle moet bly vir hierdie deel. Volg die stappies soos wat ek vir julle sê. En kom ons begin met die intro. So die eerste stappie wat jy nodig het om te doen vir hierdie introduction is skryf alles neer wat jy weet van hierdie goeders waar jy sê hier is dit, daar is dit, en dan jy die kans van A en die kans van B. Daar is A en B. So skryf net alles wat jy onthou op 'n stuk papier neer. Jou boek moet toe wees. Dit moet absoluut net uit jou brein uitkom. En kyk wat jy kan neerskryf. En dan, sodra jy klaar is, dan unpause jy die video en jy kyk wat ek geskryf het. So, pause nou. Alright, hier's 'n paar konsepte wat belangrik gaan wees vir hierdie vraag. So, ons het die idee dat daar 'n kans van A is whatever hy is, en dan het ons die kans van nie A nie, of ons kan hom skryf as B A nie, en nie A nie is gelyk aan 1 minus die kans van A. So as ons 'n prentjie het, lyk hy so hier is ons A, en die kans van A is hierdie deeltjie wat ek hier in blou het, en die kans van nie A nie is hierdie stukkie waar A nie is nie. Alles hier buite. Of as ons hierdie so in daai skets, nie A nie is alles rondom A, maar nie binne in A nie. Oei, daar gaan ons. So, dit lyk so. Ek wil daai skets skoon hê, so. Daar gaan ons. Dan is daar ook die konsep van onderling uitsluitend. Onderling uitsluitend. So dit is, as jy 'n alledaagse voorbeeld hiervan. 'n alledaagse voorbeeld hiervan is as jy dink aan, jy het of wiskunde geleid, maar daar's niemand in jou skool wat wiskunde en wiskunde geleid het nie. So onderling uitsluitend lyk so. Dit is wanneer A daar is en B hierso is. En daar's nie hierdie stukkie hierso wat ingekleur is nie. Okay. So met ander woorde, die kans van A en B vir onderling uitsluitend is gelyk aan 0. En dan, ons het altyd hierdie vergelyking, hy is famous A of B, en hy is sommer op jou formuleblad ook, die kans van A, plus die kans van B, plus die kans van, minus die kans van A en B. En dan laastens het ons
die as goeders onafhanklik is, dan is die kans van A en B. Ekskuus, ek hou aan hierdie ding skryf en dan en skryf, so dit is maar dieselfde. Hou net kop. Dan is die kans van A maal die kans van B. Alright. So as goeders onafhanklik is die kans van A en B gelyk aan die kans van A maal die kans van B. En as hy afhanklik is, dan is hulle nie gelyk aan mekaar nie. Ok, dis die basics. Ek dink daar's nog 'n bietjie meer, en as jy onseker is oor enige van jou notas, kan jy either comment onder in die comment section sit, of jy kan vir my WhatsApp as jy een van my studente is. Alright. Nou die tweede deel wat jy asseblief moet opsom is alles oor die telreël. En ook sommer daai fakulteit business wat julle nou onlangs geleer het. Gewoonlik so aan die einde van die jaar. Wat julle moet onthou is goeders kan herhaal. En dan het ons iets soos ons het 4 opsies gehad, dan het ons weer 4 opsies en weer 4 opsies. So dit is basically 4 tot die mag 3. Wat toevallig 64 is. Ok, of goeders kan nie herhaal nie. Herhaal nie. En dan het ons 4, 3, 2, 1 en dit is 4 fakulteit. Dan is daar goeders waar hulle sê, jy weet, die eerste posisie moet byvoorbeeld 'n spesifieke opsie wees, en dan gaan jy kyk, so kom ons sê ons het A, B, C, D. En hulle sê, die eerste posisie moet 'n konsonant wees. So dit beteken ons opsies is B, C en D. So dit beteken ons 3 opsies hierso. Nou, ons het 4 opsies gehad, opsies of 4 letters, maar ons het klaar 1 hierso saamgesit. Ons het 3 gehad om van te kies, maar ons het net 1 gebruik. So nou is daar 3 letters oor. En dan die manier wat ons die res van die storie invul is dan 3, 2, 1 en dit gee vir ons 3 maal 3 fakulteit. En dit gee vir ons whatever dit gee. Ok, so dis een ding. Die ander ding wat hulle kan sê is, sê nou maar ons moet 'n 4-letter kode sonder herhaling doen, en daar is, ons het A, B, C en D om van te kies, en hulle sê vir ons B en D moet langs mekaar lê. Ok, wat ons dan doen is, ons sê, ok, ons het A, ons het B en D, en ons maak asof hierdie een groot vet letter is, en dan is daar nog C wat oorbly. So binne in hierdie groot vet letter kan ons of BD hê of DB. Hoe lyk dit? Dit is, so kom ons sê ons het hulle hier so by mekaar. Dit is 2 en 1. Ons gaan 2 opsies hê en dan 1 opsie. So dit gee vir ons 2 fakulteit. Ok, maar nou, dan sê ons, ok, maar ons ander 2 opsies is A en C, so dit is ook 2 fakulteit. Nee, no. Ons kan A, C en hierdie groot business hê, so dis 1 opsie, maar ons kan ook eers A, dan die groot business en dan eers C hê. So hierdie groepie van goeders moet deelneem in die rondskommelry wat nou gebeur. En hoe doen ons dit? Ons sê ons het 1, 2, 3 goedertjies. So dis 3 fakulteit. Ja, so ons het 3 fakulteit, maal met 2 fakulteit, gee vir ons whatever die antwoord is.
Ek probeer nou dink, ek dink dis genoeg vir hierdie vraag. En weer eens, as jy hulle vrae het, stuur hulle asseblief WhatsApp hulle vir my, of gooi hulle hier onder in die comments. Dit is super duper belangrik as ons julle vrae beantwoord. Ok, ek hoop hierdie het julle kennis so 'n bietjie ge-unscramble en jou gehelp om 'n bietjie sin te maak hiervan. Nou kan julle in die vraag inspring, probeer hom self. Hierdie is die vraag vir hierdie is vraestel 1 November 2021 en hierdie is vraag 12. Dit gaan oor waarskynlikheid en die telreël en al daai. Julle kan pause en die vraag doen. Ok, en dan tweede deel. En hier is die antwoorde. Julle kan pause en dan merk. As julle klaar gemerk het en julle het enige spesifieke vrae verkeerd, of julle wonder oor hoe dit behoort gedoen te word of so, kan julle vorentoe skiep na daai spesifieke vraag. Ok, 12.1.1, let's go. So het ons, let's see what's going on. Hulle sê A en B is onafhanklike gebeurtenisse. Daar word verder gegee dat A en B dit is en B slegs dit is. Ok, thanks man. En dan sê hulle is A en B onderling uitsluitend, motiveer jou antwoord. Onthou 'n bietjie, onderling uitsluitend beteken, jy het jou A hierso en jou B daarso en hulle sny mekaar nie. So met ander woorde, jou antwoord hierso is hulle onderling uitsluitend en hulle sê vir ons A en B is 0,3. So dit beteken daar is 'n overlap. So dit lyk nie so nie, dit is eerder so. Daar's A, daar's B en hulle vir ons sê daai stukkie daar is 0,3. So dan is ons antwoord nee. Want kans van A en B is nie 0 nie. Of iets in daai lyn. Jy kan ook geskryf P van A en B is nie 0 nie. Ok, al daai is goeie en redelike antwoorde. Dan sê hulle by 12.1.2 bepaal die kans van slegs A. Ok, so die eerste ding waaraan ek dink dadelik was 1.2 A, was like, hey, ek het ons hierdie formule en hulle gee hom vir my op die formuleblad, P van A of B is gelyk aan P van A, kans van A, plus die kans van B, minus die kans van B, A en B. Dankie, Greta. Alright, so met ander woorde, kom ons kyk 'n bietjie hoe werk hierdie ding. Hulle sê vir ons die kans van A en B is 0,3. Hier is dit ons 0,3. Hulle sê vir ons die kans van B is 0,2. En dan hierso sê hulle vir ons, het ons nie die kans van A nie, dis vir die vraag ons vra, maar oepsie, ons het ook nie hierdie een nie. So nou is daar 2 onbekendes en ons kan nie hierdie vergelyking gebruik nie. Ek kan ook nie 'n manier sien om hierdie ding te kry nie. So, ons volgende opsie is dan om te sê, maar hey, hierdie ding is onafhanklike gebeurtenisse. So dit beteken, as iets onafhanklik is, nie daai nie, as iets onafhanklik is, beteken die kans van A en B is gelyk aan die kans van A mal met die kans van B. Nou, so as mens bietjie te vinnig gaan hierso, dan kan jy jouself lelik in die voet skiet, want, watch hierso, hulle sê hier die kans van A en B is 0,3, wham, easy peasy, dan is die kans van slegs A wat ons nie, of van A wat ons nie weet nie, en dan kan ons sê, maar die kans van B is 0,2, en dan gaan jy aan met jou lewe, en jy kry
as jy dan die sommetjie doen, dan kry jy dat P van A dan gelyk is aan 3 op 2 of 1,5. Wat nie kan waar wees nie, want jou kans moet altyd kleiner wees as 1. So hierdie is nie 'n legal of legitimate antwoord nie. En nou is jy like, maar Tannie, wat moet ons nou doen? So kom ons, wanneer 'n ding so confusing raak, ek moet hierdie ook uitvee. Wanneer 'n ding confusing raak, teken ek gewoonlik weer een van hierdie prentjies. So kom ons kyk 'n bietjie of ons hom kan uitfigure. Hulle sê vir ons het A en B, nee, dis 'n duidelike skets. Kom ons teken hierdie om, en ek gaan hom so klein bietjie groter teken, dat ek kan sien wat aangaan. Ek gaan sommer hierdie skets nou gebruik ook. Wham, daar's A en 'n nice big circle B. A, B. Hulle sê vir ons die kans van A en B is 0,3, so far so good. En die kans van slegs B, dit beteken hierdie stukkie hierso, wat nie hierdie en deeltjie insluit nie, die Pac-Man is nie heeltemal Pac-Man nie, maar nou ja, is 0,2. So hoe groot is B? Wel, B is hierdie deeltjie wat sê, die kans van B, die hele B, is gelyk aan die kans van A en B, plus die kans van slegs B. En dit gee vir ons 0,3 plus 0,2 en dit gee vir ons 0,5. Hierdie is 'n lelike, of nie 'n lelike een nie, maar hy is 'n super trickie een. Dan gaan hierdie twee daarin, ons het 0,5, nou los ons vir P van A op, en 5 gee vir ons 0,6. Wapam! Jo, jy kon ook jou antwoord geskryf het as 3 op 5. Dis fyn. Jo, is nie mooi vandag nie. Ok, die volgende vraag sê die kans van nie A of nie B nie. En dit voel super confusing, maar hy is actually nie so moeilik soos die vorige vraag nie. So kom ons kyk 'n bietjie, ons gebruik hierdie sketsie wat ons geteken het. Wat ek geteken het. Ek haal hierdie rubbish uit die pad uit. En nou gaan ons weer ons sketsie gebruik om uit te figure wat gaan aan. Hulle sê die kans van nie A nie of nie B nie. Omdat hulle sê of, beteken dit jy gaan deel 1 hê, plus nog deel 2. Basically, jy gaan of die een of die ander een, dit hoef nie al twee gelyk te wees nie. Hulle hoef nie gelyk te wees nie. Ek moet eintlik nie hierdie plus gebruik nie, want dit voel soos en, maar dit is nie en nie. Nou, wat bedoel ek hiermee? Hou net hierdie idee van of in jou kop, en dan wys ek vir jou wat ek bedoel. Hulle sê nie A nie. So nie A nie is alles buitekant die sirkel van A. So dis hierdie hele business hier. So, wham. Oh, dis nasty. Ok. En dan, kom ons kies hierdie pers, blauw. En sê hulle nie B nie. So nie B nie is alles buitekant die sirkel van B. So daai deel gaan, daai deel gaan. Ok, so nou weet ons die deel wat nie B is nie, is alles wat blauw is, en die deel wat nie A is nie, is alles wat rooi is. Imagine gou, as hulle hier gesê het, hierdie was 'n en, dan is dit slegs die deel waar die rooi en die blauw gelyk voorkom. Maar hulle sê nie en nie, hulle sê of, which is awesome, want dit maak ons lewe so klein bietjie makliker. So of beteken alles wat rooi is, en dan ook die deel waar alles blauw is. Jy kan of die blauw deel hê, of die rooi deel, en dis cool. So die manier om dit te doen is, die enigste deel wat ons nie wil hê nie, is hierdie wit deeltjie in die middel. So hierdie deel, hierdie rubbish wil ons nie hê nie. So, hoe lyk daai sommetjie?
Wel, eintlik so 1.2b. Hierdie hele blokkie, hierdie hele business is 1. So die kans van, kom ons skryf hom hier so, die probability van nie A of nie B nie, of as jylle wiskundig is in lei, kan jy hom geskryf het as P A nie, of daai moet 'n bietjie duideliker wees, of B nie. Jy kan hom so geskryf het. En dan sê hy, hierdie hele storie is 1, en dan die enigste deel wat ons nie wil hê nie, is hierdie rubbish in die middel, wat ons nou al geweet het, is 0,3 minus 0,3, en ons antwoord gee dan vir ons 0,7. Nou, 12.2 gaan oor die telreël en telreël. Hulle sê hierso, 'n onderwyser het 5 verskillende digbundels, 4 verskillende dramas en 3 verskillende romans. Sy moet hierdie 12 boeke van links na regs op 'n rak plaas. So selfs al jy nie die woorde herken nie, ons weet hierdie 12 goeie saam is almal boeke. Skryf die waarskynlikheid neer dat 'n roman die eerste boek sal wees wat op die rak geplaas word. Alright. So, kom ons kies 'n bietjie 'n kleur. So 12.2.1 skryf die waarskynlikheid neer dat 'n roman die eerste boek sal wees wat op die rak geplaas word. Okay, waarskynlikheid is dood eenvoudig. Dit is die ding wat ons soek gedeel deur hoeveel daar is. Nou is 'n S. Nou like is a 5, but you're not. Use your imagination, people. Okay, so dis die ding wat ons soek gedeel deur hoeveel daar is. Met ander woorde, die probability, die kans van 'n roman is gelyk aan hoeveel romanne is. Romans, 3 romans, en daar is 'n totaal van 12, en dit gee vir ons 1/4 of 0,25. Daar het julle dit. Straightforward. Dan, kom ons gaan na die volgende vraag toe. Ons kyk 'n bietjie 'n nice blou. 12.2.2 Bereken die aantal verskillende maniere waarop hierdie 12 boeke op die rak geplaas word, indien enige boek in enige posisie geplaas kan word. So, wat julle moet raak lees op hierdie punt is, daar's geen herhaling nie, want daar's 12 boeke, en soos wat ek 'n boek insit, is daar nou 11 boeke oor, dan sit ek nog 'n boek in, en dan is daar 10 boeke oor. So, daar's nie herhaling nie, so daar's 12, en dan 11, en dan 10 boeke oor, en dan sit ek nog 'n boek in, en nou is daar 9 boeke oor, so dit hou so aan. Met ander woorde, ons antwoord is 12 fakulteit, en ek kan nie daai ding net so in my kop doen nie. So 12 fakulteit is gelyk aan 4, 7, 9, 0, 0, 1, 6, 0, 0. 12.2.3, let's go. Okay, so hulle sê die waarskynlikheid dat 'n digbundel in die eerste posisie geplaas word en 3 romans langs mekaar geplaas word. That looks tricky, en 'n drama in die laaste posisie. So wanneer hulle so 'n woeste vraag gooi, teken ek altyd die posisies. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, en nou doen ek die goeders een vir een, en ek hou net 'n bietjie in my kop of op 'n stukkie papier 'n nota van, daar's 12 boeke in totaal. So in die eerste posisie moet 'n digbundel geplaas word, so daar's 5 opsies vir die digbundel. Nou is daar nie meer 12 boeke oor nie, daar's 11 boeke, want een van hulle daarin opgeëindig, daar was 5 moontlikhede gewees, nou het ons 11 boeke. Nou,
hier is hierdie gemors in die middel, wat ek nie nou aan wil dink nie. Ons gaan eers na hierdie ouetjie waar hulle sê, 'n drama in die laaste posisie. Daar's 4 drama boeke om van te kies. So daar's 'n opsie van 4, en nou weet ek, een van die ander posisies is gevul, so daar's nou nie meer 11 nie, daar's nou 10. Great! Nou is daar nou kan ons nie meer hierdie avoid nie, dis nou, let's face our demons. Hulle sê hier so 3 romans langs mekaar geplaas word, so dit beteken is hierdie chommy, ding, 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 so, daar is 3 moontlike boeke. As ek die eerste posisie vir die romans wil vul, is daar 3 moontlikhede, dan is daar 2 moontlikhede, dan is daar 1 moontlikheid. So ons weet dit gaan, ons weet dit gaan 3 fakulteit wees vir hierdie chommy. Great. So, as ons nou hierdie ding klaar geplaas het, het ons 3 boeke in totaal geplaas. So, dis nou nie meer 10 boeke nie, daar is 7. Maar hier is die deel wat almal 'n bietjie vang, want nou wil jy gaan sê, okay, so daar is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, so dit beteken 7 fakulteit, maal 5, maal 3, maal, so dit is daai chommy, maal daai enetjie, maal daai enetjie, maal daai enetjie, en is like, ek sien wat jy bedoel, but sorry son, dis nie hoe dit werk nie. Ja, undo. Bietjie meer undo. Boink. Okay. So wat jy moet onthou, hierdie 7 boeke is die boeke wat oorbly. Maar as jy 'n groepie het, is daai groepie, moet hy by hierdie ingesit word, want hy kan hierso wees, hy kan hierso sit, hy kon selfs hierso gesit het, so hy kan ook, die groepie kan rondbeweeg hier in die middel, hy kan in enige plek wees. So ons maak asof hierdie groepie een groot vet boek is, so daar's actually 8 fakulteit. So met wat het ons dan aan die einde? Ons het 5, maal hierdie 3 fakulteit, maal hierdie 4, maal 8 fakulteit, en dit gee vir ons, I don't know man, that's clear, so dis 5 maal 3 fakulteit, maal 4 maal 8 fakulteit, gee vir my 4, 8, 4, 8, 3, 8, 400, okay, en as is klaar. But no, ek het amper van hierdie stukkie self vergeet. Hulle vra hierso, bereken die waarskynlikheid dat dit digbundel in die eerste posisie en bla 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 bla, al daai hele rubbish. So waarskynlikheid, onthou wat ons nou gesê het, is die ding wat ons soek, gedeel deur hoeveel daar is. Hierso is die ding wat ons soek. Hierso is hoeveel daar is. So die sommetjie wat ons wil doen, is hierdie 4, 8, 3, 8, ding, 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 gedeel deur hierdie 4, 7, 9, 0, 0, 1, 600. Gryp jou calculator, en let's do it. En die kans wat ek kry hier is 1/99, met ander woorde 0,01. So dat is letterlik net 'n 1% kans dat dit gaan wees hoe dinge is.